Halleluja, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die goedheid, vir die liefde in ons lewens. Dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Maak dit ons harte oop om te hoor wat U vir ons wil sê. Heilige Gees, beweeg in ons midde. Help ons om gevul te word met die lig wat van U afkom. Dat ons die duisternis aan die lig sal bring en sal uitdryf elke area van ons lewe, sodat die volle oorwinning wat U gekoop het aan die kruis waar kan word vir elkeen van ons. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja. Ons gaan 'n bietjie lekker tyd in die woord spandeer. My titel vanmôre is oorwin aan die binnekant en jy oorwin aan die buitekant. Oorwin aan die binnekant en jy oorwin aan die buitekant. Jy moet eers oorwin aan die binnekant. Anders gaan jy nie oorwin aan die buitekant. Die natuurlike mens wil altyd andersom doen. Sê, as ek die oorwinning kan kry aan die buitekant, dan kan ek oorwinning kry aan die binnekant. Nee, jy glo alleen. Jy moet eers die oorwinning kry aan die binnekant. Dan kan jy die oorwinning sien aan die buitekant. Dis hoe geestelike dinge werk. Die vyand moet jou aan die binnekant verslaan, voordat hy jou aan die buitekant kan verslaan. Hy moet jou eers aan die binnekant verslaan, voor hy jou aan die buitekant kan verslaan. En as jy nie verslaanbaar is aan die binnekant, is jy nie verslaanbaar aan die buitekant. Amen. So kom ons begin by 2 Timoteus 1 vers 7. Dan mag een of twee mense wees wat hom ken. Hoop ek. Amen. 2 Timoteus. Wie dink die Heilige Gees kan jou iets nuuts leer uit 'n bekende versie uit? Amen. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die Amplified Classic lees as volg: For God did not give us a spirit of timidity. Hulle gebruik die woord timidity want dit is in die boek Timoteus. Nee, dit is ons 1 Timoteus. Timothy. Dit was sy naam. Hy was bietjie timid. Nou sê Paulus vir hierdie timid ou: God did not give you a spirit of timidity, Timothy, of cowardice, of craven and cringing and fawning fear. But he has given us a spirit of power and of love, and of a calm and well-balanced mind, and discipline and self-control. Dis die gees wat van God afkom. So nou kan jy na jouself kyk, en wat binne in jou in die gang is, jy kan onderskei wat is van God af, en wat is nie van God af. Watter gedagtes wat jy kry is van God af, en watter gedagtes wat jy kry is van die duiwel af. En jy kan jouself skaar aan die regte kant. Amen. So die oomblik wat jy plek gee aan vrees in jou lewe, gee jy plek aan die duiwel. Want hy is die gees van vrees. So Efesiërs 4 vers 27, baie eenvoudige vers, hy sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Hy bedoel in jou. In jou. Jy moet nie die duiwel in jou plek gee nie. En die duiwel gaan in jou probeer 'n vasdrap plek kry deur vrees. En hy sal dit so subtiel probeer doen. Die duiwel se meesterwerk is dat jy nie moet agterkom hy's aan die werk nie. Die duiwel probeer jou nie skrik maak nie. Die duiwel probeer dit verby jou inslip. Dat hy dit in jou in kan kry sonder dat jy agterkom dis daar. So dis hoekom ons die lig van die woord nodig het om dit te skyn, om te weet dis daar. Hier het ek 'n area van vrees. Ek het 'n area van vrees in my finansies. Ek het 'n area van vrees in my verhoudings. Ek het 'n area van vrees in my gesondheid. Elke individuele area mag daar areas van vrees. En dit is nie van die Here af nie. Daai vrees is die vasdrapplek vir die duiwel om juis iets te doen in jou finansies. Wat hy nie kon gedoen het as jy die vrees oorwin het nie. Om juis in jou verhoudings nou iets reg te kry wat hy nie kon gedoen het as jy die vrees oorwin het nie. Amen. So jy moet besef, oorwinning aan die binnekant en jy oorwin aan die buitekant. Dis hoekom ons gaan na 2 Korintiërs 10 toe. 2 Korintiërs 10 vers 3 sê die volgende: want terwyl ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Nou onthou die duiwel word genoem in ook in Korintiërs die god van hierdie wêreld. En hy is dit. So die duiwel se riem is die riem van die vlees en die riem van die denke. Dis wat hy jou wil hê. Hy moet nooit die duiwel probeer uitredeneer nie. Jy sal tweede kom. Hy's 'n beter lawyer as jy. Jy moet jouself uit die
riem van die denke en van die vlees uithaal, want in die riem van die gees het die vyand geen antwoord teen jou. So dis hoekom sê alhoewel ons in die vlees lewe, voer ons stryd nie in die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Dis nie vleeslik nie, maar dis geestelik. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Christus is die gesalfde een en aan sy lasverwyderende, juk-vernietigende krag. So die oomblik as ek 'n las, 'n skans, 'n gedagte, as ek herken dat hierdie ding kom teen lasverwyderende, juk-vernietigende krag, dan is dit van die vyand. Want dit is teen Christus. Dis die anti-Christ. Christus is die gesalfde een. Dit is die Griekse woord wat staan vir die gesalfde een. En dit verwys na Jesaja 10 vers 27 wat sê dat die salwing is lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Maar nou sal godsdienst kom en vir jou sê, maar die Here het die las gebring en die Here het die juk gebring. En dis 'n vals lering. Want hoe kan Christus die anti-Christ bring? Amen. Net die feit dat hy Christus is, beteken die las kan nie van hom af wees nie. En die juk kan nie van hom af wees nie. Hy is nie die een wat jukke kom bring het. Hy het gepreek op die aarde, toe hy geleef het vir 3 jaar, het hy gepreek. En hy het gesê, ek is gesalf om laste vir julle te bring, sodat julle iets kan leer. Nee, om lasverwyderende krag te manifesteer. Amen. Lasverwyderende, juk-vernietigende krag. So die oomblik as daai gedagte na jou toe kom. Hy sê ons moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Dan moet ek erken, hierdie gedagte, wat sê die gedagte vir my? As die gedagte vir my sê, oeg, die Here het hierdie las gebring. Die Here wil hê jy moet hierdie juk dra. Dan moet ek daai gedagte afwerp, want dit is gedagte teen die kennis van God. Want die kennis van God, hy sê terwyl ek planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God. Dit beteken ek ken nie God nie. Ek dink hy is my probleem. Dit was Adam en Eva se probleem. Hulle het nie God geken. Hulle het gedink hy steek iets weg vir hulle, hy hou iets weg van hulle. Hulle het die leuen geglo. So wie is die leienaar? Satan is die leienaar. Hy is van die begin af 'n leienaar en 'n moordenaar. Amen. Dis wat hy is. Hy's 'n leienaar en hy lieg elke dag vir elkeen van julle en vir my. En dit is my en jou besluit wat gaan ons met daai leuns doen. So die leuns wat hy na ons te bring is leuns oor myself, leuns oor my omstandighede, leuns oor die mense rondom my. Dit is 'n klomp leuns wat hy aan mekaar in jou rigting bring. En daai leuns werp dan 'n skans op teen die kennis van God. Hoekom laat God dit toe? Is 'n leuen. Dis 'n leuen, want God laat dit nie toe nie. God het die gesag vir jou gegee, jy laat dit toe. Maar jy weet dit nie. Hoekom weet jy dit nie? Dis nie God se skuld as jy dit nie weet nie. Amen. Ons moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan die lasverwyderende, juk-vernietigende krag. So nou, wat sê hy vir ons hierso? Ons weerstaan sekere gedagtes en ons moet gedagtes antwoord. Dis geestelike oorlogvoering. Dis die vlak waarop ek en jy primêr ons oorwinning moet behaal. Ons oorwinning moet word behaal om gedagtes te weerstaan en gedagtes te antwoord. In ons lewens, waar ons leef elke dag, gaan dit rondom sekere dinge. Dit gaan rondom voorsiening. As dit nie vir jou rondom voorsiening gaan nie, hoekom werk jy? Dit gaan rondom ons verhoudings, dit gaan rondom vervulling. Maar nou is die vraag is, hoe kom jy daar uit? Dink jy dis reg om te gaan steel? Vir voorsiening. Dink jy dis God se wil dat jy voorsiening ervaar in jou lewe? Wel, ek wil van die woord jy weet, party mense dink nie is dit nie. Maar dit is 'n wonderlike openbaring as jy dit het, dat dit is God se wil. Amen. My God sal voorsien in al jou behoeftes, na sy rykdom
in heerlikheid in Christus Jesus. Daar het ek nou vir jou openbaring gegee vandag. Dit is God se wil. Dat jy nie net voorsien word nie, dat jy oorvloedig het. Maar nou is die vraag, as dit nou God se wil is, hoekom gaan steel ek dit nie? Dis mos nou sy wil dat ek dit moet hê. Maar dit gaan nie net oor sy wil nie, dit gaan oor sy manier. Amen. Om te gaan steel is nie God se manier nie. En jy sny jouself af van hom en van sy voorsiening as jy steel. Omdat as jy begin steel, dan sny jy jouself totaal af van God. God is nie 'n dief nie. En die manier wat hy dit by jou gaan uitkry is nie deur te steel nie. Of deur iemand anders in te doen nie. Of iemand anders kwaad aan te doen nie. Daar's 'n regte manier en daar's 'n verkeerde manier. So ek moet in geloof gaan staan. Ek moet luister vir die stem van die Heilige Gees. Ek moet 'n doener wees van wat hy vir my sê. Dan sal ek sy voorsiening ervaar. Die vyand wil nie hê ek moet sy voorsiening ervaar nie, want die vyand wil afstand bring tussen my en die Here. So die vyand gaan my bombardeer met vrae en vrese. Hy gaan my beskuldig. Amen. Hy gaan al my foute na my toe bring en my tekortkominge. En tensy ek in die woord gewortel en gegrond wees, gaan ek geskit word daardeur. En ek gaan die beste mis wat die Here vir my het. Maar dis nie nodig nie. Ek kan die beste hê. Maar ek moet die oorwinning eers in die binnekant behaal. Ek moenie toelaat dat ek geskit word deur die vyand se leuns en sy vrese nie. Dan julle Matteus 6, wat sal julle eet? Waar kom daai stem vandaan? Wat sal jy drink? Wat gaan van jou word? Dis die vyand. Jesus openbaar dit vir. Hy sê maar, die lamp van die liggaam is die oog. As jy oog reg kyk, sal jou hele liggaam vol lig wees. Lig om wat te doen? Om elke keer die perfekte besluit te neem. As jy elke keer lig het in die besluite wat jy neem, dan gaan jy super suksesvol wees. En dis die Here se wil. Die Here se wil vir jou is om super suksesvol te wees. Dis so ongodsdienstig, dit klink skoon snaaks. Is dit nie waar nie? Ons is besig om 'n paar duiwels nou senuweeagtig te maak. Dis 'n goeie ding as die duiwel senuweeagtig word. Dis lankal tyd dat hy getrap. Dis die Here se wil dat jy in elke area van jou lewe super suksesvol moet wees. Hy het betaal daarvoor. Hy het dit gekoop met sy eie bloed. Jy is sy kind en hy het jou lief en hy wil hê jy moet super suksesvol wees. Maak nie saak wat jy doen nie. Amen. En hy leer jou hoe om super suksesvol te wees. En hy sê vir jou, die eerste ding is, maak 'n bietjie skoon aan die binnekant. Raak ontslaaf van die gees van vrees. Jy kan nie super suksesvol wees as jy vrees het. Jy kan nie super suksesvol wees as jy haat het. Jy kan nie super suksesvol wees as jy twyfel die hele tyd en terugtrek. So weier om te handel of op te tree in lyn met vrees. Byvoorbeeld, om te begin bid in vrees. Jy kry skielik 'n gedagte. Jou buurman kry COVID. Dan kry jy die gedagte, ek het gister tee gedrink saam met hom. Okay? Dan sê jy, Here, in die naam van Jesus staan ek teen COVID. Nou bid jy in vrees teen COVID. Dis jou probleem. Wat moet jy eintlik doen? Die aanslag was nie COVID nie. Die aanslag was vrees. Jy moet teen vrees gaan staan, want die duiwel het nou die boodskap by jou uitgekry dat jou buurman 'n virus gekry het. En jy word nou aangeval met vrees. Nie met die virus nie. Dat jy altyd bid teen die virus nou nie. Jy het nie eens die virus nie. Jy kry nou die virus omdat jy so in ongeloof bid. Jy sien, jy bid nou in die vlees. Jy bid in die vlees in vrees. Daar was 'n persoon gewees wat kanker gekry het, jare terug, 'n bedienaar se vrou. En sy het gestaan, pankreaskanker, ernstige kanker. En sy het gestaan in geloof en sy het dit oorwin. Dit jare gevat, maar sy het dit oorwin. Maar in 'n getuienis het sy genoem, ek weet nie ook wat my gebeur het nie, want vir 10 jaar lank het ek elke dag teen kanker gebid. Sy het soos Job gemaak. Hoekom het sy nie vir 10 jaar teen tuberkulose gebid nie? Want sy het 'n vrees gehad vir kanker. In plaas van dat sy die vrees aangespreek het en oorwin het, het sy begin in vrees bid. Dis so subtiel die duiwel kan wees met hierdie goeders. Moenie dink hy gaan jou nie draai nie. Amen. Jy moet vrees oorwin.
Party mense klim in hulle kar en sê, Here, ek pleit die bloed van Jesus oor die kar, ek sal nie in 'n kettingbotsing betrokke wees nie. Hoekom bid jy teen 'n kettingbotsing? Hoekom nie teen 'n paar band nie? Jy het 'n vrees vir kettingbotsings, jy sien. Jy moet die vrees uit jou uitkry. Jy moet weet wie is jy in Jesus. Jy moet weet wat aan jou behoort in Jesus en jy moet die vrees rebuke. Dis wat jy moet doen. Antwoord dit. Bestraf eers die vrees. Beveel die gees van vrees om jou te verlaat. Gees van vrees, verwyder jou uit my teenwoordigheid in die naam van Jesus. Ek het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Gees van gebrek, verwyder jou uit my teenwoordigheid. Ek het nie 'n gees van gebrek gekry nie. In my life, there is abundance and no lack. Amen. Amen. Jy oorwin dit in die gees. Halleluja. Kyk na Jesaja 51. Meeste mense is nie waar hulle is vandag in die lewe, omdat die Here hulle daar begaat het nie. Hulle is daar omdat hulle daar is, omdat hulle daar wil wees. Of wat hulle dink hulle moet daar wees. Maar hulle hoef nie. Hulle is daar weens 'n leuen. En deel van die leuen is die Here het jou daar gesit. En dis 'n leuen. Amen. Jy sien daai godsdiens is altyd fatalisties. As jy kyk na oostelike godsdienste soos boeddhisme, dis die uiterste en selfs die moslems, is die uiterste fataliste. Hulle glo alles wat moet gebeur is God se wil. In die Boeddha Bybel praat hulle van 'n vrou wat siek, sy kind siek was. En sy kan na Boeddha toe en sê, sal jy hom gesond maak? En hy sê, gaan deur die dorp, en gaan soek 'n huishouding waarin soveel generasies nog nooit iemand dood is nie. En kry dan 'n bakkie rys staan, bring vir my, dan sal ek hom gesond maak. Die hele dag het sy gegaan en nêrens so huis gekry nie. En Boeddha het vir gesê, ontvaar dit dan. Dis die weg van die lewe. Moslems is dieselfde, hulle sê maar moslim te leer vlieg is iets verskriklik, want hulle vat geen verantwoordelikheid wat met die vliegtuig gebeur. Dis Allah se wil gewees. Maar selfs die godsdienst wat gemaak is uit die Christendom uit, is dieselfde. Alles is die wil van God. Die wil van God. Jy het 'n wil. Jy het 'n wil en jy moet jou wil aan God se kant sit. Anders gaan jy die duiwel se wil sien gebeur in jou lewe. Amen. Moenie dit op God se wil sit nie. Sy wil is 2000 jaar terug gewys toe hy sy enigste seun gegee het om aan die kruis te sterf vir jou in jou plek. God het hom wat geen sonde geken het nie sonde vir jou gemaak, dat jy kan word die geregtigheid van God vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van ons God en Vader. Dis sy wil. Amen. Kom ons neem ons verantwoordelikheid op hierso en ons begin doeners van die woord. Kom ons luister wat sê Paulus in Efesiërs 1 vir ons wanneer hy sê ek bid vir julle Efesiërs dat julle verligte oë van julle verstand kan kry, liggie kan aangaan, dat julle kan weet wat is die hoop van julle roeping. Wat is julle erfporsie? En hoe groot die krag is wat beskikbaar is. Amen. Nou Jesaja 51. Luister aan my julle wat die geregtigheid najag, wat die Here soek. Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Aanskou Abraham, julle vader, en Sara wat julle gebaar het, want as eenling het ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig. Dis wat waarna jy moet kyk. Jy is die saad van Abraham. Stem julle saam? Die Bybel sê dit in Galasiërs 3. Hy sê as jy aan Christus behoort, is jy die saad van Abraham. En volgens die belofte erfgename. Nou, dan sê hy, kyk julle, luister my julle wat die geregtigheid najag. Is daar sulke mense hier wat die Here soek? Hy sê aanskou, kyk na Abraham. Want ek het hom geroep en hom geseën en vermenigvuldig. Wat gaan die Here met jou doen? Hy wil jou ook seën en hy wil jou ook vermenigvuldig. Want die Here vertroos Sion, hy vertroos al sy pynhope en maak sy woestyn soos Eden. En sy wildernis soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word. Danksegging en die klank van liedere. Nou vers 7 eers, vers 7. Luister my julle
wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is. Dis met wie hy nou praat, nie met al die Christene nie. Hy praat met die woord in jou hart is. Die woord moet in my hart wees. As die woord in my hart is, dan kan ek God se wil sien gebeur. En die woord in my hart inkry. Vers 11, so sal dan die losgekooptes van die Here teruggaan en na Sion kom met gejubel en ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry. Kommer en gesig vlug weg. Nou wat beteken dit as iets wegvlug? Dit beteken is persoonlikhede. Dis nie sommer net 'n gedagte van kommer in 'n gesig nie. Dis demone. Daar's demone wat jou wil laat bekommerd raak en wat jou wil laat sug. Gaan jy hulle die satisfaksie gee om bekommerd te word en te sug? Kom ons kop daai demone in die tande. En ons weier om bekommerd te word en ons weier om te sug. Amen. As jy nie bekommerd raak en jy sug nie, dan vlug hulle voor jou. En hulle vlug voor blydskap. Hulle vlug voor vreugde. Want die vreugde en die blydskap, nou is jy in die geestelike riem. Jy sien, onthou jy daai huis wat op die rots gebou was. En die storm het gekom en aangeslaan teen daai huis en dit kon hom nie beweeg nie. Die feit dat die storm gekom het, dit sê nie dis 'n goeie huis of 'n slegte huis of enigiets nie, die storm het gekom, maar toe die storm verby is, het die huis gestaan. En dis wat ek en jy wil wees, ons moet in geloof gaan staan, op die woord in geloof. En as die storm kom, staan ons nog steeds. As die omstandighede die kant toe gaan, dan staan ons nog steeds. As die omstandighede soontoe gaan, dan staan ons nog steeds. Ons staan. Dis geloof. Geloof beteken ek staan ten spyte van my omstandighede. Ek staan in die aangesig van die omstandighede en ek hou aan glo en ek hou aan die woord in my mond en my hart en ek spreek die woord. Dis wat bywerk. Ek is nie die een wat die oplossing is nie, hy is die oplossing. Ek maak net die deur oop vir hom wat die oplossing is. Amen. Vers 11. Kom ons lees tot by vers 16. So sal dan die losgekooptes van die Here teruggaan. Losgekoop man, ek en jy is losgekoop. Prys is betaal vir ons. Ons is losgekoop van elke siekte wat bestaan. Daar's geen siekte in hierdie wêreld van wat jy nie van losgekoop is. Amen. Daar is geen vloek in hierdie wêreld wat jy nie van losgekoop is. Daar's geen verhoudingsprobleem in hierdie wêreld wat jy nie van losgekoop het. Amen. Daar's niks waarvan jy nie losgekoop is. Jy is die losgekoopte. Sê saam met my, ek is die losgekoopte. Amen. So sal die losgekooptes van die Here teruggaan en na Sion kom met gejubel. Jy sien as jy glo jy is losgekoop, gaan jy jubel. En ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry. Kommer en gesig vlug weg. En ek is dit wat julle troos. Wie is jy dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? Vrees, né? Gees van vrees. Dat jy vergeet die Here wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het, dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker, as hy dit daarop toelê om te verwoes. Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Die in boeie gekromde word gou losgelaat en sal nie sterwend in die kuil neerdal nie, en sy brood sal nie ontbreek nie. Maar ek is die Here jou God, wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Die Here van die leerskare is sy naam. En ek het my woorde in jou mond gelê. Halleluja. En in die skaduwee van my hand jou verberg, om die hemel te plant en die aarde te grond en aan Sion te sê, my volk is jy. Sy woorde word in jou mond gelê. Okay, so hier is nou Psalm 128. So ek het hierso opgestel my belydenis oor my huishouding. Psalm 128, maar daar's 'n paar ander versies by, die sal herken. So ek sê oor my huishouding, ek verklaar dit. Hoekom doen ek dit? Dis die wil van die Here. Amen. Ek verklaar eerstens, ek sê, I declare that my household is blessed of the Lord, who made heaven and earth, blessed with the blessing of Abraham. Amen. Dit is uit Deuteronomium 30, né? Nou gaan ek oor na Psalm 128 toe. I eat the labor of my hands. I am happy and it is well with me.
My wife is as a fruitful vine by the sides of my house, my children like olive plants round about my table. The Lord grants me abundant prosperity in the fruit of my body, in the fruit of my cattle, and in the fruit of my ground. He opens unto me his good treasure to bless all that I do. I bless my wife in all areas of her life. I declare that she is full of wisdom and of abundant light in the eyes of her understanding. Amen. Dis my belydenis oor my huis. En so skryf ek 'n belydenis. Ek skryf 'n belydenis oor elke besigheid wat ek doen, elke area van my lewe. Ek skryf dit neer. Ek gaan na die woord toe, kry die woord en ek laat die Heilige Gees my lei. Dis die woord en die Gees. Lei my, skryf dit neer en dan verklaar ek dit. So in die begin as ek dit verklaar, is dit 'n meditasie want ek moet my denke vernuwe. En nie net my denke vernuwe nie, ek moet in my gees inkry want ek kan mentally daarmee saamstem dat dit die woord is, dat dit waar is, maar glo my hart dit. So ek moet dit in my gees inkry en dan kom dit uit my gees uit en dit verander my omstandighede. Amen. Kolossense 1 vanaf vers 9, daai gebed in Kolossense, kom ons kyk mooi na hom. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af wat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. So hoe is dit nou anderster as godsdienst? Wat sê godsdienst? Godsdienst sê, hoe nou is wat sy wil is. Die onnaspeurlike, ondeurgrondelike, onkenbare wil. Wat sy nonsens is dit? Dit is lynreg teen die woord. Is julle wakker? Hy sê, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Jy beter weet wat God se wil is. Jy beter presies weet, wat God se wil is aangaande jou liggaam. Wat God se wil is aangaande jou finansies. Wat God se wil is aangaande jou huwelik. Jy beter presies dit. Amen. Jy moet vervul word met die kennis van sy wil. Jy kan nie sê ek het respek vir God as ek nie respek het vir sy wil nie. Amen. En ek moet my wil in lyn bring met sy wil. Amen. Ek moet my wil in lyn bring met sy wil. Maar sy wil is goed. Ja, maar ek dink dit is so goed nie. Die Here wil hê ek moet moeilike dinge doen. Die Here se wil is die beste. Sy wil is amazing. As jy sy wil volg, gaan jy by 'n plek van seën uit, waar jy nooit so uitgekom het, as jy jou eie kop gevolg het. As jy jou eie pad gevat het. Want sy wil is amazing. Sy wil is die beste. Sy wil is oorvloed. Sy wil is alles wat goed is. Hy is, ons het afgelope 2 weke gepraat oor, God is goed. Hy is absolute goedheid. En sy wil vir jou is goed. Sy vervul mag word met die kennis van sy wil, sodat jy waardig vir hom mag leef en hom in alles behaag. So jy kan nie waardig voor die Here leef en hom in alles behaag as jy nie vervul is met die kennis van sy wil nie. As jy nie weet wat sy wil is nie, of sy wil nou genesing of siekte is nie, as jy dit nie eens weet nie, hoe gaan jy die Here behaag? Wat behaag die Here? Hebreërs 11:6. Ek gaan weer vra, wat behaag die Here? Geloof behaag die Here. Maar hoe kan jy geloof hê as jy nie weet wat sy wil is nie? Hulle F.F. Boshoff het geskryf in sy boekie Christ the Healer, faith begins where the will of God is known. Kan nie geloof hê in enige area as jy nie weet wat die wil is nie. Hoe kan jy geloof hê vir wedergeboorte as jy nie weet of dit sy wil is dat jy wedergebore word? Wat doen 'n goeie evangelis? Hy vertel vir mense, hey, dis die wil van die Here dat elke mens gered word. Dis die wil van die Here, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie. Daar's geen twyfel nie. Al wat oorbly is glo nou. Maar hoekom doen ons dit in die area van evangelisasie, maar ons doen nie dieselfde in die area van genesing en van voorspoed, van elke area werk dieselfde. Die Here gaan nie sy patroon op een manier doen en dan weer afwyk nie. Dis presies dieselfde. Jy moet sy wil weet oor finansies, om sy wil te sien, om geloof te kan hê vir finansies. Jy moet sy wil weet vir jou huwelik en vir jou verhoudings, om sy wil te sien en om geloof te hê daarvoor.
Amen. En om elke nou sê, sodat jy waardig mag lewe, hom behaag en in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. En met alle krag bekragtig. So jy kan ook nie met alle krag bekragtig word as jy nie weet wat sy wil is. Volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel. Daar sê, ek en jy is bekwaam gemaak om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis. Hy het ons, die Engels sê, hy het ons vrygemaak van die gesag van duisternis. Hy het nie meer gesag, die duiwel het nie meer gesag oor jou nie. Die enigste gesag wat die duiwel in jou lewe het, is die gesag wat jy vir hom gee, omdat jy sy leuns glo. Maar as jy die woord vat soos 'n swaard, en jy kry daai leuns uit jou kop uit, en jy's vry, is jy nie onder gesag van die duiwel. Moenie die wol oor jou oë getrek kry deur die duiwel. Die duiwel sal, jy het gesag oor die duiwel, maar as hy die wol oor jou oë trek, dan gaan hy met jou speel. Amen? Jy moet weet jy het gesag. Gesag is 'n ding wat jy moet weet jy het. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Is daar enige siekte in die koninkryk? Waar val siekte? In die koninkryk van die seun van sy liefde of in die mag van duisternis? Dis duisternis. So jy is vry. Waar val gebrek? Duisternis. Jy is vry. Jy moet sê, ek is vry van gebrek. Ek is vry van siekte. Amen. My God voorsien in al my behoeftes na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Halleluja. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, die vergifnis van die sondes. Ek is vry. Hy hou niks teen my nie. Staan volmaak vir hom deur die bloed van Jesus. Die verlossing deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Nou gaan ons na Jakobus 1 toe. Ek is lus om 'n bietjie Jakobus 1 te klim. Jakobus 1. Ons lees maar die hele Jakobus 1. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. Die oorspronklike sê daar, rejoice. Die Engelse sê dit almal ook, alle Engelse vertalings. Kyk maar die King James, die Amplified so. Rejoice. So die eerste woord waarmee hy sê wie is, hy's Jakobus, as jy rejoice. So hy gee 'n sterk tip vir jou hier waaroor dit gaan. Dan sê hy, ag dit louter vreugde my broers, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Die woord lydsaamheid is konstantheid. Konstantheid op die woord. Die ander woord vir konstantheid is volharding. Wanneer ek die doel van hierdie, kom ons lees net verder. Hy sê maar die konstantheid moet tot volle verwerkliking kom sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ek kry 'n volmaakte resultaat wanneer ek konstant is op die woord. En wanneer ek volhard. So ek moet my nie dat rondswaai deur die versoekinge nie. Hy sê sodat jy in niks kort kom nie. Niks. Geestelik nie, fisies nie, enige aspek van jou lewe. Om kort te kom is nie die wil van die Here nie. Om kort te kom is nie die Here nie. As jy kort kom, het jy 'n probleem. Die wil van die Here is nooit om kort te kom nie. Die wil van die Here is oorvloed. Dawid was 'n man na God se hart. Stem julle saam? Was Dawid ooit 'n ou van tekort kom? Hy was 'n ou van oorvloed. Salomo het dit ook gewys, oorvloed. Kyk, toe Dawid geoffer het aan die Here, het hy, die ouens het die tesourie, het senuwee in ineenstortings gekry. Toe Dawid begin offer, Israel bankrot maak. Hy was oorvloed, want hy het sy God geken. Net soos hy die gebrek, die vrees vir gebrek, hanteer, net soos wat hy Goliat hanteer het. Amen? Hy het dieselfde respek vir gebrek gehad, as hy respek vir Goliat gehad het. Dis 0. Sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Daar's God se wil. God se wil is dat jy volmaak, sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom,
Dit verwys na wysheid hoe om uit die beproewing uit te kom. Het net gepraat van 'n beproewing waarin jy jouself bevind en nou moet jy uit daai beproewing uitkom. So wat het jy nodig om uit 'n beproewing uit te kom? Dis wysheid. Het jy 'n beproewing in jou lewe? Wat dit ook al is. Al wat jy nodig het is wysheid. As jy genoeg wysheid het, dan is die beproewing niks. Amen. Maar as jy nou wysheid kort kom, hoe om van die beproewing ontslae te raak, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet aan die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. Want die mens wat twyfel, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Jakobus is nie baie genade vir daai ou nie. En na die Here gaan, dan gaan jy in geloof. Jy vat dit in geloof en jy het dit en jy verklaar dit met jou mond. Ek ontvang. Ek glo, ek ontvang wanneer ek vra. Jesus het dit gesê in Markus 11. Hy het gesê wanneer julle na God toe kom, glo, julle ontvang wanneer julle vra en julle sal hê. Maar laat die broer wat gering is roem in sy hoogheid en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy vergaan. Want weer eens, ons gaan nie kyk na die vlees nie, ons kyk na die gees. Amen. Maak nie saak waar jy in jou vlees is nie. Dis wat in jou gees aangaan wat die verskil maak. Waar die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af en die suurlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. So, die help nie jy kyk na 'n ryk ou en jy dink, ja, hy is nou maar met 'n silwer lepel in sy mond gebore. En ek sal tog nou nooit daar uitkom nie, want ek het nou 'n staallepeltjie gekry toe ek gebore is. Jy sien, jy dink klaar verkeerd, né? Sien jy, die Bybel sê nou vir jou, jy dink verkeerd. Hy het nou net gesê, laat die broer wat gering is, roem in sy hoogheid. Nie met sy staallepeltjie nie, met sy hoogheid. Ja. En die broer wat met die silwerlepeltjie gebore is, moenie staat maak op die silwerlepeltjie nie. Waartoe op met al twee hierdie persone staat maak? Op hulle gees. Dit wat van die Here afkom, is uit jou gees uit. Amen. Dis nie voorbeskik dat jy net maar arm moet wees nie. Of voorbeskik dat jy net maar ryk moet wees nie. Jou geesmens produseer. En dan jy kan ryk wees in die vlees en nog steeds arm wees. Daar's baie ryk mense wat maar baie arm is. Want hulle leef arm. Hulle kan niks geniet nie. Ja, onduidelik Psalm 128 as nou gelees het, sê ek geniet my lewe. Ek geniet, ek eet die vrug van my arbeid. Dit is voorspoed. Dit help nie uit al die skatte in die wêreld, maar jy leef in, ons was so ruk terug op vakansie gewees, daar by die plek en daar was 'n huise gebou en daar was een huis. Dit lyk soos 'n fort, soos 'n lelike huis. Dis 'n lelike huis, maar dit lyk soos Fort Knox. Ek dink dan moet 'n ryk ou daar bly wat baie bang is. Nou imagine nou jy het nou al die geld in die wêreld, né? En nou bly jy bly in Fort Knox. Nou het jy vrees. Kan niks geniet nie. Jy is nie ryk nie, dink ek jy's ryk. Ware rykdom kom van die Here af. OK, kom ons gaan aan. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Maar laat niemand sê as hy in versoeking kom, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word en self versoek hy niemand. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. So die duiwel gaan jy probeer trek in sy rigting. En as jy gaan, dan is jy soos 'n slagos. Hy gaan jou doodmaak. Moenie dwaal nie, my geliefde broers. Elke volmaakte geskenk, elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. Jy sien, daar is die kennis van God. Daar is die kennis van God. Elke volmaakte ding in jou lewe, elke perfekte ding, elke volmaakte ding kom van hom af. Halleluja. Dis die Vader wat ons dien. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van sy skepsele kan wees. So dan my geliefde broers, elke mens moet gou wees om te hoor
Stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Want die woede van 'n man bewerk nie die geregtigheid vir God nie. Daarom, vers 21, doen afstand van die veiligheid en oorvloed van boosheid. En ontvang, en hier kom dit nou, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Daai woord in die Engels is engrafted. Engrafted. Ja, gesien as hulle by 'n kwekery gaan, hulle engraft een boom op 'n ander ene. Dis waarvan hy, dis die woord vraag. Ja, jy plant die woord hier in jou in, dat dit deel word van jou. So sê nou maar jy het 'n probleem in jou finansies. Wat het jy nodig om te doen? Jy het nodig dat daar iets ingeplant word in jou. Ons moet 'n bietjie AI inplant in jou brein. Amen. Maar dis die AI van die woord. Die woord, die belofte oor finansies moet ingeplant word in jou. Dit moet deel van jou word. Die belofte oor verhoudings in jou huwelik moet ingeplant word in jou. Die belofte oor gesondheid in jou liggaam moet ingeplant word in my. Ontvang met sagmoedigheid. Sagmoedigheid beteken ek stry nie met die woord nie. Ek stry nie, ek sê ja, maar ek voel siek. En ek voel arm. En ek is arm. Moenie stry met die woord nie. Hy sê as jy arm is, wat moet jy sê? Ek is ryk. Maar wat sê jou kop? Jou kop sê, "O, jy lieg nou lieg jy. Jy lieg. Ek weet jy het nie eens geld vir 'n aardappel nie." Maar sien nou begin jou mind beklei. Dit is nie sagmoedig nie. Hy sê ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jou siele te red en word daders van die woord. Nie net hoorders wat jouself bedrieg. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, hy nie 'n dader nie. Die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en hy gaan weg. Daar's sy fout nou, né? Daar's sy fout. Hy gaan weg. Hy moes nooit weggegaan het nie. En hy vergeet dadelik hoe hy gelyk het. So hy vergeet die beeld van wie die Here hom gemaak het om te wees. Ek moet dit voortdurend voor my oë hou. Ek is die geseënde en die geneesde van die Vader. In my life there is abundance and no lack. Ek moet dit voor my hou, aan mekaar. Hy sien homself en hy gaan weg en vergeet dadelik, maar hy wat diep insien in die woord en daarby bly, hy sal, omdat hy nie vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk geseënd wees in wat hy doen. Jy sal geseënd wees as jy diep insien en daarby bly. Dis die woord, daar's bonatuurlike krag, net soos wat daar krag was in die woord om te sê lig wees en lig was. So is daar krag in die woord wat sê deur sy wonde is ek genees en deur sy wonde is jy genees. Amen. Gee en in jou sal gegee word, 'n goeie maat ingestamp tot oorlopends toe vol, sal die mense in jou boesem gee. Ek het gegee, aan my sal gegee word. 'n Goeie maat ingestamp tot oorlopends toe vol. As iemand onder julle meer dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van die man is te vergeefs. Jy moet nie jou hart mislei nie. Ingeplante woord, né? So as ons kyk, geloof beteken om te weier om te verander, ten spyte van wat jy sien, voel of hoor. Jy weier om te verander. Die oorlog waarvan ons praat in Efesiërs 6. Efesiërs 6 praat van die oorlog, né? Is in jou denke. Suiwer 'n oorlog van die denke. As ek 100% vry kan wees in my denke, dan sal ek 100% vry wees in my hele lewe. Amen. Dit is die doel. Daar het jy nou die doel. Die doel is in ons geestelike wandel om 100% vry te kom in ons denke. Dat ons denke 100% in lyn is met God se wil en met God se woord. Want my denke is die poort na my gees. En as my denke in lyn is, dan is die poort na my gees oop. Amen. Dan glo ek nie meer die leuns nie. Ek glo geen leuen nie. Kom ons sluit af in Romeine 5. Ons ken Romeine 5, ons gaan daarmee afsluit. Dit is 'n mooi deel om mee af te sluit. Eers vers 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig, geniet ons vrede met God
deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie posisie van guns waarin ons staan. En ons verheug onsself in die hoop op die goedheid van God. Ons verheug onsself in die hoop op die goedheid van God. Vers 6, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Wat sê daai versie vir jou? Is nie meer swak nie. Ek is nie meer swak nie. Amen. In vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Dis een van daai verse wat hy moet gaan mediteer. Veel meer, nou dat ons deur sy dood die bloed versoen is, veel meer sal ons nou deur sy lewe gered word. Waarvan? Van elke ding waarvan jy gered behoort te wees. Amen. Jy moet gered wees van gebrek. Jy moet gered wees van die manifestasie van die vloek in elke area van jou lewe. In my life, there is abundance and no lack. Amen. En dan sluit ons aan van vers 17. Want as die gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle, wat oorvloed van guns en die geskenk van geregtigheid ontvang, in hierdie lewe heers deur die een, Jesus Christus. Halleluja. Ek en jy kan heer. Jesus het ons, Efesiërs 2 sê, ons het saam met hom dood gegaan, ons is saam met hom begrawe, ons is saam met hom opgewek. Amen. En ons is saam met hom in hemelse plekke in Christus Jesus. Hoekom? Sodat hy in die eeu wat kom kan betoon, kan bewys sy goedheid oor ons, sy liefde vir ons. Hy bring ons in 'n posisie van gesag, sodat wanneer ons daai posisie van gesag inneem, dan kan hy doen wat hy wil doen. En wat wil hy doen? Sy goedheid wys. Die Here is lus om sy goedheid te wys in jou lewe. Hy is lus om sy goedheid te manifesteer in elke area van jou lewe. Maar hy kan dit net doen as jy nie terugdeins nie. As jy in geloof vat die posisie wat hy vir jou gegee het. Hy plaas jou in 'n posisie om sy goedheid aan jou te kan wys. Kom ons gee vir hom die satisfaksie. Ons weier hom vir die duiwel die satisfaksie te gee van 'n gesig en van vrees. Ons weerstaan vrees. Ons antwoord dit. Onthou het Jesus gemaak in die woestyn? Hy het geantwoord. Die duiwel het met 'n gedagte na hom toe gekom. Die duiwel het nie verskyn aan hom nie. Hy het net 'n gedagte gebring. Hoekom maak jy nie van daai klip? Jy's nou honger man, 40 dae gevat. Vat daai brood, daai klip en maak hom 'n brood. As jy die seun van God is. En Jesus herken die gedagte. Hierdie is 'n vyand. Hierdie is nie die Vader nou nie. Hierdie is die vyand. En Jesus, plaas van ons sou die duiwel uit rebuke het. Ons het gesê, "Ag, duiwel, is jy? Ek bestraf jou." Nee, hy antwoord die gedagte. Hy sê, daar staan geskrywe, die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord in die mond van God. Hy antwoord, en die duiwel het geen, hy kan niks terug doen nie. Antwoord dit. As hy vir jou sê, jy gaan doodgaan, dan sê hy, ek sal lewe en nie sterwe nie. En ek sal die goedheid van die Here verklaar op hierdie aarde. As hy vir jou sê, jy gaan dit nie maak, dan sê hy, ek het dit klaar gemaak. Amen. Halleluja. Sy sê, is dit nie werd nie. Sy sê, ek is meer werd as enigiets, want die bloed van Jesus het betaal vir my. Ek is kosbaar en waardevol vir hom. Amen. Antwoord hom. Ek is die geliefde van die Vader. Ek is sy geseënde. Ek is sy geneesde. Antwoord. Moenie stil bly nie. Sit dit in jou mond. Kry dit in jou hart in. Laat dit uit jou uitkom met krag. Amen. Halleluja. Laat daar 'n lig skyn uit jou uit. En die mense sal na daai lig toe kom. En hulle sal daai lig ervaar en hulle sal ook daai Jesus wil hê. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U wat ons redder, ons verlosser is. Dankie dat U met U eie bloed betaal het vir elke een van ons, sodat ons vrygekoop kan wees, sodat ons genees kan wees, sodat ons geseën kan wees. Ons dankie daarvoor. Ons vat dit, ons ontvang dit
in Jesus naam. Ek bid dat hierdie woord geseël sal word in elke hart, dat elkeen van ons 'n doener sal wees van hierdie woord in Jesus naam. Amen.